Ek hoop julle kom terug, nee. Allemaal wissel, kom nie in. Ek sien nie hierdie bergmeester. Okay. Maar ons is nou hierso om nou môre saam met julle geloftedag te deel. En dat is eintlik nou lekker. So eintlik die eerste geloftefees waar ons nou sien dat daar nou 'n bietjie boeresport is. Ja, dit is altyd so oulik hoe dit hierso. Ja. Ek werk nou in Potch, maar kom van hier af. Hoe werk jy in Potch? Ek probeer altyd as ek huis toe kom. As mens eers op Stokberg was, dan sit hulle mense are. Maar oom het dit geniet. Die belangrikste is ons sal voel as om in die saal sit, dadelik wil mense hakke vorentoe en mense skouers, want jy moet nou 'n bietjie op jou sene wees. Ja. So konsentreer dit om ons skouers terug en trap af met ons hakke. En om te voel as om ons gewig en ons hakke sit, dan outomaties is jou lyf vas in die saal, jou heupe en goed, as jy voel jou hakke wil jy dadelik vorentoe. So en die perde, om hulle reis ek met ou Marius, hulle is 'n perde op die. Nee, ek ry glad nie. O, gewoon nie saam ry. Nee, ek sê nou net vir daai. Ek gaan ook sommer so lekker, want dan as die perde so in 'n groep ry, dan sit jy net. Ja. En jy ry saam. Ons moet weer die een kry wat gaan hardloop. Nee, ek sê party daar is ek Wel, dis op die sweets, die wil jy goed geskoolde perd hê. Ek sê altyd daai wat vir die beginners wat jy deurgery is en as hulle met draf is dit moeite is die perfekte. Nee, party daar is ek John Wayne, ander dae is ek vol pyn. Ek het nou daai buurman vertel daar waar ons perd gery het in Randfontein. Toe sien ek nee, die John Wayne, hy was mos 'n cowboy. Ja, baie. Sien ek dit nee, dan kap hulle met hulle voete hier perd hier agter by sy agterbene. En toe eendag daar by Randfontein te dink ek, okay, hier's my beurt. En toe ek daai perd so kap met my hake. Jy wat daar onder hom die draai net, toe draai die perd, toe gaan ek reguit. So mens moet seker nou maar van kleins af perd leer ry, nê. Nee, hoef nie, maar Ja. ek het kliënte wat al van redelik ouer af eers begin ry en ouer kliënte ook. Maar dit is soos fietsry. Ek sê altyd vir mense dis 'n ding wat jy moet inoefen. So Maar jy moet ook seker 'n liefde hê vir dit. Want ek dink daai perd voel aan as jy bang is. maar mense ontwikkel so vinnig ook 'n liefde, maar dit is. Ja. Ek dink regtig ek dink altyd mense is gebore boer of nie. Ja. En ek dink jy's ook gebore met perdesiekte of nie. Dus daar's niks tussenin. Nee, as ek dink aan die Anglo-Boereoorlog, nê, daai boere wat elke dag met daai perde moes gery het. Oom en daai perde ek wens ons eer as mense wil leer, want daai perde was nie gepiep nie en hulle was Ja. nie gepiep word nie. Mens moet hulle kyk, maar dis amazing wat die boere met daai perde gedoen het. Want dit is so, as hy nie na daai perd gekyk het nie en die perd gaan dood, moet hy geloop het met sy voete. En jy moet daai perd vertrou, jy moet vir hom afskiet. Ja. Hoorie man, nou sê net vir my, wat is jou naam en jou van? Ja, die Botha oom. Okay, nou wat doen jy op Potch? Leer perde en mense. O, Ek is 'n perdetreiner en 'n afrigter. Ja. maar kon jy nie hierso in julle omgewing reg gekom het nie? Oom, hier's net te min mense om Is dit dit? te werk te maak en alles is ver uit mekaar uit en dan wat nou lekker is, hier het ek eintlik die fasiliteite, my pa hulle boer hierso. So vandat ek graad 8 is, hou ek al perdrykampe en goed, my pa het baie aan my geglo. Ek het gesê ek droom oor eendag. Sê nee man, ons doen dit sommer nou. En ja, ek kan hom opsit. Maar nou in Potch doen ek dit freelance. So ek ry na mense se huise toe, na hulle perde toe. En dan En dan lei jy hulle nou op om perd te ry. ja, so ek het verskillende kliënte. Ek het kliënte wat my kry om hulle af te rig. So gaan gee hulle perdryles of hulle perde by die huis. Dan het ek ander kliënte wat net perde onder saal wil hê. Of ek het 'n spesifieke kliënt ook wat die perde was die kleinkind se en nou is die kleinkind in die stad en ry nie meer nie. So ek hou die perde aan die gang. En dan het ek ook mense wat spesifieke probleme, soos die perd byt of hy wil nie stop nie of hulle sukkel met 'n
spesifieke iets. Ek het nou 'n vriesperd wat oor die mense loop. So dan waar ook al die behoeftes is, gaan help ek. En ja, ek geniet dit verskriklik baie. Dis seker 'n dier hobby, nee. Oom, dit is hang af hoe jy dit doen. Ek is bevoorreg met my pa in die weiding, Ja. maar ek glo ook om dit so natuurlik as moontlik te hou. Want perde se gat was nie gemaak vir al die graankosse en dit wat ons dit vandag doen nie. En ek het nou baie goed gedoen met perde ook, wat ek nie op krag sit nie. So as jy al die ditjies en daadjies begin doen en ongelukkig in die stad as jy met daai stal verblyf en goed betaal, dan is dit baie duur. Maar sodra jy as jy goeie weiding en goed het, kan jy dit eintlik vir goedkoop doen. Of goedkoper, kom ons sê dit so. My perde kos my nie 'n arm en 'n been elke jaar nie en ek het 'n hele span van hulle daar by my ouers. Nou my laaste vraag is nie, as 'n mens nou so 'n perd moet koop, wat kos dit? Wat kos so 'n perd? So perde is nogal interessant. Jy kan obviously vir goedkoop gaan, maar hulle is van die diere wat die duurste verkoop ook. So Oblix is nou 'n plaasperd, hierdie ene, hy het geen pedigree of agtergrond of iets nie. Maar hy's baie goed geskool. Ja. So hoe beter hulle geskool het, hoe meer. So ek sal hom nie verkoop, ek's baie lief vir hom. Maar as ek hom sou verkoop en hy's 'n ouer perd, sou ek nie onder 40 vir hom gevra het nie oor sy agtergrond. Maar as hy nou net 'n plaasperd is, kan hulle maklik vir 10 of 6 gaan. Hy kom vir 'n stoet af, maar hy was 'n probleemperd, so ek het hom persent gekry. En maar hulle gaan in die mark vir soos 80.000, 60, 80 begin die villings. En as die stoete hulle opruil, dan oplei dan word dit 120 en ag, dit gaan belaglik hoog. Ja, ek dink ek moet my bakkie verkoop en 'n perd kry. Maar dit is amper so skarp koop, nee, dit hang af wat jy soek, omdat Dit jy is raar. kry En maar ek verskillende sê altyd vir tipes mense, en Moenie dink omdat jy nie soos die Here het my gebless met al my perde en al my perde het stories. So en dis was net nou net so wat ek sê, né? Maar ek het nog net een perd gekoop en ek het 5.000 vir hom betaal. Maar die ander was almal, maar ons het nou perde geërf soos van my oupa af, ons sê, en ag, die ander was rescues en nie iemand nie meer 'n perd gehad het nie, of soos ek het vir die stoet gewerk, so hulle het my geken. Terwyl hulle my het gesê hulle kan hom nie verkoop nie want hulle is bang iemand kry seer. So die Here bless my so, want daar is nie 'n manier dat ek eintlik die perde wat ek het kan bekostig nie. Oblix is gebore op die plaas, hierdie enetjie. So hy was 'n pilletjie daar op Helfonding. Maar hy gaan ook nou al vir 20. Hoor jy sommer, so met ander woorde, as jy nou sy naam sê, kom die perd na jou toe. Maar hulle leer hulle name ken. Dis 'n Hulle leer jou stem ken. Ek moes net van skool af met die perd. Ek het my eerste perd op 3 gekry en Sorry, my my bokkie. ouers het hulle nie meer 'n kans nie toe met hulle perd. Maar hulle leer jou stem ken. Soos ek in die veld na hulle begin praat, dan kom die trop. Maar hulle is nie soos 'n hond wat sal, jy kan as jy Ja. baie tyd in dit insit. Maar hulle reageer op hulle name. Hulle is soos 'n hond wat dit ook leer. Hulle kom net nie so seer nie en 'n mens kry ook baie verskillende geaardhede tussen hulle. So party van hulle sal baie eerder skamer, soos meer introvert, en dan het jy jou ekstrovert perde wat jou amper onderste bo sal loop. Hy's 'n introvert, so hy sal nie na jou toe kom nie, jy moet na hom toe gaan. Hy's 'n bietjie meer van 'n ekstrovert, maar hy's interessant, hy's bang ook. So hy sal kom en dan sal hy vir jou skrik en weghardloop. So hulle is vreeslik interessant. As oom hulle ooit tyd het, moet oom hulle eintlik daar na ons plaas toe kom en kom loop oom hulle saam met my daar tussen die trop en ek het regtig 'n lekker trop daar by die huis en goed gemanier. Bly julle ver van hier? So nee, net onder die berg. O, Daar by Blinkwatermeele. Nog so 10 km. kyk ons is van Rodepoort af. So ons ken glad nie hierdie area nie. Nee, dis die eerste keer. Hoe oud is die perd? Hy's nou 20. Okay. Hoe oud word hulle? Nee, so tussen 30 en 40. Die ponies word ouer.
Kyk daar, dankie. Publix. Hé my dier. Ja. En dit gaan ook maar oor hulle lewenswyse. En soos ek kom gesê het, ek het al gesien as ek perde rescue, as hulle vreeslik gekragvoer en goed het, hulle gut-sisteem gee altyd eerste in. Ja. Jy sien, dit is hoe jy gewoonlik weet, dis nou tyd waar perde so op die gras en natuurlik in spasie en goed, hulle lewe langer. Maar dit is baie interessant ook, perde in die veld, hulle loop mos nou, so hulle het so hulle mos met 'n vrok onder hulle voete. Ek stap hier op die veld. Hoorie maar. Daai stukkie is op noem hulle vrok. Nou soos as ons loop, dan pomp ons mos bloed terug. En 'n perd is gemaak om te loop en wy. Soos hulle loop en wy, pomp daai bloed terug. Nou sit ons die perde in stalle in klein kampies en dan kan hulle nie meer loop en wy nie. Dan soveel beenprobleme word maklik want hulle staan skielik stil. So alles hoe nader mense dit in die natuur doen, hoe beter is dit vir hulle. En vir hom ook, omdat hy so natuurlik groot geword het, ek het nog nooit sy tande gedoen nie, want dit was nog nie nodig nie, want groen gras werk hulle tande af. 'n Droë gras kan jy so breek. 'n Groen grasie, dit moet al vertaaiigheid dan. Ja. Ek sê dit alles is sommer net regtig. Hoe moet jy my laat begin praat nie? Hou ek nie op nie. My vrou sê nou net, hoor hierso, ons hou julle op. Julle moet ook seker gaan bietjie warm maak daar. Ons sal kyk as julle klaar is, of ons weet saam met jou kan gaan en 'n bietjie gaan afneem. Ek neem nou maar net hier goed af. Jy weet wat nou deel is van die gelofte dag vanmôre. Dis eintlik nogal lekker. Ja, ek kan Ek is dan bly, hier kom daarom nog mense. Ek het net vandag gedink ek praat môre vir 2 mense. Maar hier kom daarom. Ja, die mense kom oom. Ja. En hulle doen altyd baie moeite hierso. Nee, dis pragtig hier. Dis die eerste keer dat ek nou in hierdie wêreld kom. Eers as jy met kyk hoe mooi net die berge daar aan die ander kant. Oom, ek is so lief vir hierdie wêreld. Ek sê altyd ek kan van waar af terug huis toe ry as ek hierdie Yes, maar dis 'n lang pad van Potch af. So 4,5 uur. Ja, nee, dis Maar die pad is eintlik nie die beste altyd nie. nee, daai Vir Johannesburg. Ons het 'n ompad ook, en dit is 'n bietjie verder. moet jy daar verby Vogwel ry. Daai pad. Vogwel is makliker. Ag, is En dan daar verby Soweto. daai Soweto een. Ja, yes. Die ander een is op die Paryspad en klim jy op die Kroonstadpad. Ja, Dan kom jy van daai kant af. maar dis weer 'n draai. Jy altyd Potchefstroom is die verkeerde kant van Johannesburg. Yes. Ja. En nou met die baie reën. Nee, sien ek die ouers begin ook nou plant in die potholes daarso. Daarso want hulle het al klaar so baie reën gehad laas seisoen Ja. dat sy boere vir my vriendin en haar man ook uit onderdeur gegaan want hulle kon nie oes nie en die goed was vrot. En nou hierdie jaar reën dit so baie en hulle het ook nie almal geplant nie. En die trekkers sit vas, hulle kom nie in die lande nie. Oh, shame. Ons sal môre ekstra. Kyk, ons het reën nodig, maar die Skepper weet ja, jy weet wat het ons nodig en wat het ons nie nodig nie. Hy doen ook. Maar te veel van een ding is ook nie goed nie. En Ja. ons het baie om voor dankbaar te wees. Ja. So ons is my pa wat nou op die stadium nie plant nie, wat net die weiding het, hy is dankbaar, maar dis baie snaaks so reën altyd meer bo op die berg as onder die berg. Ja. Hulle ook, ek het nou laasweek by Rikkie op pad kom net vir haar opcheck op. En toe reën het hier toe by die plaas kom, kerk droog. Ja. My pa is eintlik dankbaar oor die bietjie meer reën, maar hulle het ook nie so baie gehad soos hierdie nie. So die weiding loop goed, lyk goed. Soos jy kan sien, die perde lyk baie goed. En hy eet so lekker. Hoorie, maar ek het nou 'n YouTube kanaal. Ek het nou seker so 17,000 subscribers, maar ek doen net Anglo Boereoorlog goed. Jy gaan nie mind as ek hierdie insetsel saam met Gelofte Dag en wat hulle doen. Ja, ek sal nie ouma. Hoopelik sal hulle die ander geloftefees te, jy weet, motiveer om ook sulke goed te doen. Ja, ek hoop regtig. Want by party plekke loop dit maar dood hè. Dis so lekker gesinsbou ook. As 'n mens nou daar kyk, al die pa en kinders Ja. en oors en almal wat dit saam doen.
Dit nou regtig lekker om altyd te sien. Nou ons wag vir julle daar. Dankie hoor, Ons hou duim vas dat julle wen. Papa weer. So. Kyk hier die binnepad. Wie maar? Rudy Rousseau, dis my vrou, Annelie. Hallo. Nee, julle is hier in die paradys. Ja, ja. Julle besef dit Net die oorkant, ja. Was julle ook net hier oor? Ja. O, okay. Net die oorkant net hier. Goeiemôre. Ek het nie hoe jy gedink jy kan 2 beslag ry. Kom jy grip? Ja, sê hom. Bly maar eerder stil. Yes, maar dis 'n mooi perd nie. Gewonder die boere in die Anglo-Boereoorlog was so lief vir hulle nie. Nou hoe werk die kompetisie nou hier vanmiddag? Wat ry hulle maar net 'n Barrel bietjie. racing doen, ja. Okay. En dan kyk jy die gewoonlik is daar 'n driehoek. Wat het Driekie uitgewerk hierdie jaar? Nee, ek weet nie, ek is glad nie betrokke gewees. Ook is jy saam ons kyk en Nee, ek weet ook niks. Ek weet ons ergens moet jy stok uit 'n drom uit al. Nee, ek kan sien hierdie ou ken van perde. Ek sê net ja, ek is party daar John Wayne en die volgende dag vol pyn. Kom ry hierso. Dan moet jy kom klim. Nee, Jesus, weet jy wat? Waar sit daai ding se brieke? Hy sit hier. Die brieke sit hier. Net hier. Nee, kyk, ek sal daar opklim, maar ek weet nie of ek gaan afklim nie. Daar sy. As hy, ry hom. Ry dit uit hom uit. O, is my vrou se perd. Nou sien ek eers die perd. Ek sien hom net hier van naby af. Hy ken my, dis hoekom hy so teen my staan. Ek dink sy bring vir my sommer 'n random perd. Nee, dankie vir die offer nee. Kyk, as ek daar bo kom gaan ek weet ek nie of ek gaan afkom nie. Ja, dis 'n groot perd. Dis nie jou speelmaat nie. Yes, hy moet my lorry daar gedraai kry. Ja, hy kan. Dit vas daar lyk dit my. Maar kan ek nou vir jou 'n vraag vra? Eugene. Kan 'n perd aanvoel dat jy bang is vir hom? Ja, hy kan. Kan hy? Hy kan. Wat sal hy nou doen as hy nou aanvoel jy is nou bang vir hom? Gaan hy vir jou As rondneek? jy bang is vir ons, hy mos nou in beheer. Dan maak hy wat hy wil. Jy mag nooit van wys jy's bang vir hom. Ja. Jy moet hom sodra jy bang is, is hy in beheer. Dan sê hy vir jou wat gebeur. ja. En dan gaan jy waarskynlik afval op as hy begin hardloop. Nee, want daar aan Randfontein waar ons perd gery het so Sondag, jy 20 sent betaal. Dan kan jy so 'n blok ry. Toe sien ek nie 'n John Wayne. Kyk, was mos Cowboys formaat daai manne. Nee, hy kap ook die perd met sy voete daar in die ding se lieste. Toe trek hy perd daar weg met my. Daar onder toe draai hy links, toe gaan ek reg. Ja, dis 'n probleem. Jy weet nooit, jy kan nie voel watter kant hy gaan nie. Hy draai skielik en dan is jy af. Yes. Ons kry maar dis al veel. Ons sê klim op en hou vas. Reg. As jy wind uitval, dan maak jy nie hou nie van ons. Nou was ook hier saal op. Ja, kan maar vreeslike hou gee. Kom op. Dan doen ons dit. Maar nou dat van nou net Wat ons se foto nie. Wat gesê dat jy dit video gemaak. Jy het gesien hoe perde ry. Nie perde vry nie. Nou hoor ek jy moet jou voete ook nie te diep in daai stibeel sit nie. Nee. met pick-up strips. As er iets fout gaan, dan breek hy. So ek maak nie vas. Is dit nou om te keer dat as hy jou nou afgooi, dat hy jou sleep? Ja, kyk jou mees fatal ongelukke met perde is as jy haak en hulle sleep jou. En hoofbeserings. Dis maar die twee fatal ongelukke. En dan begin ons die kinders, wel ek en my kinders met ek gaan nou nie so ver as om jy kry sulke live vests as hulle val dan pof dit op. Maar vir my veral op die plaas die pick-up strips is belangrik. So as hulle val, want ek meen dan breek hy rekkie, so hulle voet kan nie vashou nie.
So as hulle van balans gaan en wat kindertjies doen is hulle begin bang om 'n trek hulle dientjies op. En as jy dan val, dan is jou voet in, dan steek die perd. So daar is dan net vir veiligheid vir dit. Nou wat is jou naam asseblief? Neem my op. Ja. Nee, ek wil die ander geloftefeeste motiveer dat hulle ook nou sulke goed doen. Hoe lank het dit jou nou gevat om nou te leer perdry? Van kleintyd af? Ja, ek is gebore op. Gebore? Ja, ek kom uit 'n perdegesin uit. My kinders ry ook. Ja. Nee, jy sien, nou waar's jou kinders? Ek kan net hulle ook 'n bietjie afneem. Wit perdjie. Hier. Die kwaaitjie. O, daai, ja. My seentjie nou. Daai swart perd. Daai swart. Okay. Maar hy ry nie so baie soos die sussie. Ja. Maar as hy ou nie styf as jy nou so klaar gery het. As jy nie fiks is nie, dan voel jy dit die volgende dag. So uur as jy reg train, so uur is so maklik 10,000 steps. Ja. Jy want my vrou wil vir my 'n perd koop want sy sê ek wil nie weer gras sny by die huis nie. Goeie belegging. As jy voor die kan jy tot lekkertjies vir jou. En ons skyfies ook in. O, hulle gee daai perd lekkertjies. Want die saal is te klein. Ek moet 'n ander saal in. Hierdie perd maar ons is baie bevoorreg om seker wat sy doen. Maar by die huis ry sy alleen op. Ja, die meisie van Potch. Ja. Nee, ek het klaar onderhoud met haar gedoen. Nee, jy kan. Ek is baie opgewonde dat sy Ja, ek sien sy sê vir daai perd sit dan staan hy. Sy is ongelooflik. Sy is ongelooflik. Ja, seker hartseer as jy nou so lief raak vir so diere en hy moet doodgaan. Dis seker ek kan myself dink. Die boere ook, dit was hulle enigste ryding. En hulle moes daai perd oppas. Nou, as ek hierdie ou vra om iets my te doen, doen hy dit vir my, dan sê hy dit reg. So, nee, dit is maar sleg. Hey. Maar as so dier nou, ek vra nou maar net, ek is nou maar 'n leek in die gebied. As so dier nou doodgaan en jy kry nou 'n ander perd. Dit kan seker nie dieselfde wees nie. Of gebeur dit baie keer dat jy nou daai ander perd vir jou ook net soveel liefde gee? Ek hoor baie mense praat van hulle teenperd in hulle lewe wat hulle soos hulle unicorn is. Soos wat net mooi is op perd. Ek persoonlik was bevoorreg. Dis ek kan nie eens onthou. Ek het elke liewe perd waarmee ek gekompeteer het wat ek op die plaas gery het is iets baie spesiaals gehad. Elkeen het iets anders gedrink. Elkeen het my iets anders geleer. So ek het nie een spesifieke een wat ek sê dit was my een wat ek nie kan vergeet nie. Hulle elkeen het nog elke liewe een van hulle was vir my. Hierdie een sê ek nou is my sielsgenoot, maar die een voor hom het ek ook gesê is my sielsgenoot. So hulle elkeen bring iets. Ja. En wat is hierdie perd se naam? Sy naam is Duke. Duke. Ja, hy's stout. Maar ja. As jy hom nou roep nee, kom hy na jou toe. Ja. Ja, hy doen. Yes. My dogtertjie se perd weier om na my toe te kom. Ja. Ek kan hom ook nie ry nie, hy weier vir my, maar ek doen enigiets vir haar. Ja, kyk, ek dink hy weet wie sy was. Ja. Ja. Sjoe, maar dis 'n pragtige dier. Ek kan nou verstaan hoekom was die boere so lief vir hulle perde. Ja. Hey, Onoy. Is hierdie nou 'n hinks? Nee, hy's 'n reën. Dis 'n reën. Hy klop. Ja, nee, dis hom pragtig. Wat weeg so perd? So 450 kilos. Is dit seker 'n dierhobby? Ja, nee, dan glo ek jy pas hom op. Nie hoe ons dit doen nie, maar as jy nou eers moet begin stalkoste betaal en kyk hulle dis 'n ding, nê. Hulle hoewe het onderhoud nodig. So hoewe dit is ek dink hulle voetjies kos meer as al my skoene in my kas, maar dit is Ek wonder, ek wil vir Eugene vra, Jean. Ja, ja, dis 'n moeilike praat die vrouens ook nie. Ja. Ons een reël oor perde uitgawes en ons praat nie daaroor nie.
Ja, amper Sê weer. nie sy EFI. Hoor jy, en 'n veearts, hoeveel keer sal 'n veearts nou as jy nou 'n perd het, hoeveel keer sal 'n veearts hom nou kom? Jy wil nou net seker maak die perd is reg. Kyk dit hang af nee. Ondersoek. As ek nou 'n as ek nou ingevoerde womblad het op stal staan, dan gaan ek vir arts. Moet jy wil weet met watse strap moet jy jou Ja, lorry dis maar soos 'n bees ouens as jy perde ken dan weet jy wanneer en dan gaan jy ken hulle ook. Jy kan so sien as hulle nie hulle self is of hulle weet jy min of meer wat. Daar's baie kennis. Weet daar's baie ouens en mense wat jare in die bedryf is wat jy kan vra en hulle gee graag. Hulle ja. Ek meen so ek kan nie onthou wanneer los ons 'n veearts op die plaas vir 'n perd word. Weet, maar die oomblik as jy hulle uit 'n natuurlike habitat vat en in 'n stal en met voeding begin 'n rol speel, dan begin maagsere, sulke goed begin rol. Kry nou meer veeartse. Daar's 'n oom wat daar aan die ander kant Kosterboer, oom Piet Botha. Hy ken meeste mense ken hom as oom Piet bedryf. Hy het perde ingevoer. Hy's eintlik 'n Duitser van Duitsland af. Want hy nou eenmal 'n jaar het hy nou uiteindelik 'n hele arena op sy plaas, maar Piet is nou oud. Hy's nou in sy 80. Dan bring hy nou daai pragtige swart perde met die lang hare en die dis 'n belewenis om dit te sien. Ja. daai vriesperde ja. Ja, nee, yes. Ja, ek het nou die voorreg Hulle my dier. om woonblads te ry en ek's baie lief vir die volbloedings en maar ek geniet die boerperde verskriklik. Hulle is baie Is dit nou 'n boerperd? Ja. So hulle is baie eerlik en lojaal en ja. Dis nou eintlik 'n goeie eienskap van 'n boer. Hy's eerlik, hy's lojaal. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Kyk, hy sê vir my gou ek sien Elizabeth Vandal se speletjies. Ja. So ja, maar ons geniet hulle baie. Hulle net Wessel, hulle bring baie vreugde. En dit is so lekker want dit is iets wat ons as gesin En dis nou julle seun daai. Ja, dis Ja. ons seun. Ja, maar dit is fantasties om so 'n jong man te sien op so 'n groot dier soos daai. Hy is nie so groot. Toe ek groot word het ons net olifante gehad. Hoe my dier. Kyk, so jy was aan jump op 'n kruisie sit so. Asseblief, O, pappa, ek nog om op te En hier's julle dogter. Ja, dis ons dogter. Sy is eintlik die Sy's die kampioen tussen julle drie. kyk, sy maak ons moeg. Is 'n perd maak my moeg. Sy is ons probleemperd ruitertjie. Sy sort hulle uit. is hierdie nou al drie boerperde. Ja, jy ry vir hom. Ek gaan. Maar daar is 'n lang stop paar. dit. Hy is maar net 'n boerperd. Ek weet nie eintlik wat sy lyn Hy's is. Maar een dis stoute boerperd. dis die ding. Jy weet dit gaan nie eintlik altyd oor die lyne nie. Dit gaan oor die hart en dit gaan oor hulle opleiding en training ook. En dan sal jy mense wat nie kan verstaan hoekom hulle met meer as R15,000 vir 'n perd betaal nie, maar die opleiding om 'n perd hier te kry. Ja, dienste wat baie meer daaroor kan sê. Dit Ja. is ure en ure op die grond die perd, nie eens op hulle rug nie. Ja. Weet so so dan weet vir ek dit is mense kan verstaan hoekom hulle dit hier want daar gaan vreeslik baie aan hulle opleiding en om hulle te kry soos wat Ja, nee, yes. die bloedlyn het nie ek dink die bloedlyne ek weet te min van dit om enigiets eintlik daaroor te sê maar 'n dierperd is nie noodwendig 'n goeie perd nie. Dit is Ja. dit gaan maar oor hoe hulle geleer is en hulle temperamente. Vir konformasie help natuurlik altyd om 'n perd makliker te leer. So jou dierder jou bloedlyne het beter konformasie. Maar ja, die teelers sal vir my stenig as ek dit sê. Maar ek het al op baie goeie goed gesit en op plaasperde gesit en vir my gaan dit oor die hart en die opleiding. Asseblief dit nooit ergens met gesit. Hoorie maar nou, my laaste vraag is. As jy nou byvoorbeeld nou sê net maar op sy perd nou daar klim. Daai perd kan seker aanvoel as hy dieselfde ruiter nie. Ja, absoluut nie, maar onthou, perde werk in tropsisteme, nê? En ja, diens sal baie meer daarvan kan vertel. So in 'n trop is daar gewoonlik 'n alfa mare. Nie noodwendig 'n alfa hins nie. En daai mare besluit watter perd eet waar, watter perd drink waar en hoeveel hy mag eet en hoeveel hy mag drink, selfs Nee, in 'n yes. grasvlakte is. So wanneer ek 'n nuwe perd inkry, dan doen ek eers wat Monty Roberts het dit nou getry maak daai join up ding, wat jy basies die band met die perd bou. Maar die gryp So voor ek my kind op die perd sit, werk ek eers met die perd op die grond. So vir hulle almal sien, ek kan hulle almal ry. Maar dit is met slaggat gedoen, Ek kan nou nie vir mekaar. hè. Dis waar. So hulle almal sien my eintlik as
dit is hulle twee, die band wat So hulle het. so hulle is het nie 'n die bond tussen mekaar. Daai perd pas daai kind so op. Daai Karel hankietjie pas daai kind so op. Hy sal my nie so oppas as hy hom oppas nie, maar hy luister vir my. Op die grond, op die veld, kom na my. Enige plek. Maar hulle het elkeen 'n spesiale band, maar hulle sien my nog steeds as die hoofleier, as ek so kan sê, want toe hulle op die plaas gekom het ons dit daai hiërargie vasgemaak. Ja. Nee, dis goed dat ons bietjie kyk hoe lekker ry julle hierso vanmiddag. Dankie, as dit nie daar's beserings nie. Kom. Ek gaan 'n besering kry nou hier. Laat vir hoop. Besig op. Wanneer mamma sê dit is net nie vir my. Net so stap. Wow. Goeiemôre, môre. Go. Hulle gaan Dis wat so mooi lyk. Baas jy? Ek sê wat so mooi lyk die wolke en die goed so net. Ja, ek ken min van perde. Ek ken nie. Dis kom ek so baie vrae vra. En die perd is lekker karwats. As julle in Durban wil kom met julle opskit. Dink ons is amper klaar met die kollekte. Ek wil dan vir ons die dominee wat die gelofte diens gaan doen aan julle voorstel, is dominee Steenekamp van die Hervormde Kerk Middelburg Moedergemeente. Kom ons staan, voor in die seën. Laat ons u troue liefde belewe. Skenk ons u reddende hulp, Here. Ons wil luister na wat God die Here sê. Want sy woord bring vrede vir sy volk, vir die wat hom getrou dien. Amen. Broers en susters, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons sing tot lof van die Here, Psalm 168, 168, die voorblad van die sangblad.
Broers en susters, ek is baie beïndruk sover met ons saam sang. Dit is baie goed om a cappella te sing. Ek wil vir James sê baie dankie daarvoor. Gesang 168, sit asseblief vir ons weer in James, dat jy dit doen, ons is nou gewoond aan dit. Baie dankie. Dankie, Dominee, ons sing lekker saam. Lied 168. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is geroep tot die hemeltroon. Ons bring Here, Christus die Here, met heerlikheid is U gekroon. Mooi is die aarde, dit het groot waarde, maar is gering voor U grootheid Heer. U is ons lewe, U is ons vrede, U Gees moet ons hier lei en leer. U is die Alpha en die Omega, U kom en elkeen sal U kan sien. U is die eerste, U is die laaste, die ganse skepping sal U dien. Baie dankie. Ons skriflesings is Psalm 130 en Psalm 79. Psalm 130, 'n pelgrimslied. Uit die dieptes roep ek na U, Here. Luister tog na my, Here. Hoor tog my hulp geroep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by U is daar vergifnis. Daarom word U steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op Hom. Ek wag op die vervulling van sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag. Wagte op die môre. Wag op die Here, Israel. Want by die Here is daar troue liefde. By Hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sonde. En dan Psalm 79, 'n psalm van Asaf. Heidene het U land binne gedring, O God. Hulle het U heilige tempel ontwy en Jerusalem in puin gelê. Hulle het die lyke van U dienaars aan die voëls gegee om te vreet, die vlees van U troue dienaars aan die wilde diere. Hulle het die bloed van U dienaars rondom Jerusalem laat vloei soos water. Niemand het hulle begrawe nie. Ons het 'n bespotting vir ons buurvolke geword. Ons word gespot en uitgejou deur almal rondom ons. Hoe lank sal dit nog aanhou, Here? Sal U toorn dan vir altyd duur, U woede soos 'n vuur bly brand? Laat U gramskap die heidene tref. Hulle dien U nie. Laat dit die koninkryke tref wat U naam nie aanroep nie. Dit is hulle wat vir Jakob tot niet gemaak en sy woonplek verwoes het.
Moet tog nie die ongeregtighede van vorige geslagte op ons laat neerkom nie. Ontferm u tog gou oor ons, want ons kragte is gedaan. Help ons, o God, ons redder, terwille van die eer van u naam. Red ons, vergewe ons sondes, tot die eer van u naam. Waarom moet die heidene sê, waar is hulle God nou? Laat ons aanskou hoe u straf die heidene tref oor die bloed van u dienaars wat vergiet is. Slaan tog ag op die gesig van die gevangenes, red deur u groot mag die wat met die dood bedreig word. Betaal ons bure dubbel en dwars terug, Here, vir die bespotting wat u van hulle moes verduur. Ons, u volk en u kudde, sal u altyd loof. Van geslag tot geslag sal ons van u roemryke dade vertel. Tot sover die skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit glo. Kom, laat ons saam bid. Here Almagtige, Vader, Seun en Heilige Gees. In ontsaglike dankbaarheid staan ons voor u, ons, u kinders, deur die bloed van Jesus Christus, wat gevloei het vir die sonde van die wêreld. Ons staan voor u op hierdie dag, soos daar elders in die land vandag gebid word, gepreek word, sodat ons u woord sal hoor. Ons staan vandag voor u, soos daar elders op aarde die heilige doop bedien word aan die kinders van die gelowiges elke Dinsdag. En die tradisies wat u ook sien, die tradisies wat u ook liefhet, die tradisies wat ook hulle geskiedenis, hulle lewe voor u lewe. Daarvoor eer ons u, dat ons deel mag wees van die gelowiges, van u volk, wat ontelbaar oor die ganse wêreld verspreid woon. Ons dank u dat ons om Christus ontwil, sy broers is, sy susters, deur die verlossende genade wat hy skenk. Daarom pleit ons, wees met ons in hierdie oomblikke deur die Heilige Gees, sodat nie net die skriflesing nie, maar ook die prediking die woord sal word, dat dit ons sal rig en lei, dat ons in hart en verstand u Gees oorspreek, die woorde van u Seun hoor, want dit is u woorde. Skenk u ons dan krag, sodat ook ons gebed, die menslike woord, wat tot u gerig word, deur u aanvaar word, aangehoor word, verhoor word. Hierdie dinge bid ons, Here, want ons het niemand anders om heen te gaan nie. En u Seun alleen het ons die woorde wat lewe gee. Amen. Ons sing saam vir die prediking. Die pragtige en baie bekende Gesang 190. Gesang 190, ons sing staande
al drie die strofes daar. Singlied 190. Grote God aan U die eer, heerlijk is van U regeer, hemels is U majesteit, heilig U gerechtigheid, U wat alles onderhou, U is ewig en getrouw. In genade groot en rijk, bou U Heer U koninkrijk, voordat ek kon kies kon vra, het U seën my vloek gedra. En kon vind U my gekry, voor ek nog my skuld bely. U oor alles God en hof, open oor van geloof, dat ons sien geen goed of kwaad, word aan toeval oorgelaat. Hoe kan ons begrip verstaan? Hou U af wat tussen staan. Baie dankie, Jones. Broers en susters, net voor die prediking opmerking, ek wil die wat naby kyk gou na Psalm 190, ons was gesing het. Die woordtoonverhouding tussen die berijming van liedere en die melodie is 'n baie komplekse aangeleentheid. Hier in 190 vers 3 moet jy baie mooi kyk waar die kommas in Afrikaans lê. Anders verstaan ons nie die lied. Hier staan: U oor alles God en hoof, open oë van geloof dat ons sien. Geen goed of kwaad word aan toeval oorgelaat. Jy sien, as ons omsing, dan maak ons die einde van die een sin en die deel van die ander sin deel van mekaar, en dis wat die melodie vra. So gaan lees hom 'n keer net rustig en kyk wat 'n ongelooflike lied hierdie ook is. Gemeente van ons Here Jesus Christus, die vier van geloftedag is telkens 'n saak wat bespreking uitlok. Sedert my persoonlike kinderjare is daar altyd iewers in die pers 'n averegse opinie, is daar altyd een of ander idee, is daar altyd iemand wat dink hy kan iets nuuts skryf daaroor. Telkens word dit wat gedoen word en dit waaroor dit gaan bevraagteken. Dis natuurlik ook goed so. Mens mag nooit ook as gelowige so verstok raak in jou denke dat jy nie meer bereid is om vrae te antwoord oor dit waarin jy glo nie. Maar een van die vrae, en dit is eintlik al wat ek vandag 'n bietjie wil bespreek in die erediens aan die hand van hierdie teks wat ons gelees het, is hoeveel betekenis behoort die dag die geleentheid te hê vir ons wat dit eenvoudig vanweë
tyd wat verloop het, nie deel het aan die historiese aflegging van die eed. Dit is heeltemal korrek wat die spreker gesê het, dat daar in die jare direk na die slag van Bloedrivier dekades verloop het waarin die geleentheid glad nie herdenking gevier is. Vandag des te meer. Wat maak dat mense wat nie daar was nie, daarby betrekking het? Die antwoord lê ten diepste in ons geloof. Die vertrekpunt van die voortrekkers is hier in leidend. Jy moet onthou die voortrekkers was kinders van die nadere reformatie, nou dis 'n groot woord, maar dit beteken eintlik dat hulle baie sterk onder die invloed was van die Nederlandse teologiese idees van die middel 18 of vroeë 1800s en laat 1700s. En die groot onderskeid wat ons onmiddellik moet raak sien en aanvoel is dat anders as vandag wat ons baie dikwels in al wat blygemaakte kerk is sien dat daar 'n teologie is van individualiteit. Die voortrekkers baie sterk gefunksioneer in terme van verantwoordelikheidsbesef vir almal. Die idee van groep, volk was baie sterker ontwikkel as wat vandag in ons gemeenskap aan die gang is, waar ook baie godsdienstige groepe dan nou eintlik in hulle verkondiging uitgaan van die primaat of die belangrike posisie van die enkeling. Jy moet jou hart vir die Here gee. Dis 'n teologiese rigting wat indruis teen die verbondsteologie wat sê God is die redder wat sy genade skenk van geslag tot geslag aan mense aan wie hy sy guns betoon. Nou, hierdie onderskeid is geweldig belangrik in ons tyd en ons moet dit verstaan. In praktyk, in die tyd van die voortrekkers het hierdie meer verbondsmatige verstaan van die geloof, dat God die een is wat die geskiedenis in sy hand het, dat hy besluit wie sy mense is en so meer, 'n baie sterk rol gespeel. Die voortrekkers was dus baie gemaklik daarmee, dat hier 'n groep mense uit hulle midde is, wat namens die ander 'n besluit kan neem wat vir almal geld. Vandag is ons, hoor ek by die onderwysers in die situasie, dat kinders wat bykans niks weet nie, reg het om in 'n klaskamer te sê net wat hy wil, want sy individuele reg dien tot groter vermaak en gesag as dit wat in belang is van die res van sy klas. Ons is dus nie meer in dieselfde denkklimaat nie, en hierdie is nou maar bloot een enkele voorbeeld daarvan. Om te bely dat God die werklikheid in sy hand het, dat geen goed of kwaad aan sy toeval oorgelaat word nie, soos ons pas gesing het, beteken uiteindelik dat ons ook moet begrip kry vir die voortrekkers se verstaan van hulle geloof en hulle godsdienst. Dat dit oor meer gegaan as elke persoonlike ervaring van wie is. En dit lei dan tot 'n volgende baie belangrike saak wat ons by gelofte altyd moet onthou. Die aflegging van die geloftefees, of liewer van die gelofte as sodanig, is nie oorhaastig gedoen nie. Die interne worsteling van Silje en Pretorius by die opstel van die gelofte is ook baie goed gedokumenteer.
Hulle het baie sterk laat lei deur Bybelse insigte in hierdie verband, veral Prediker 5, die aangehaalde teks van vroeër, dat 'n mens nie sommer ligtelik beloftes voor God moet aflê nie. Maar veral is daar aangevoer dat in die gelofte aan God almal teenwoordig daaraan moet deel hê, maar terselfdertyd dat niemand onder dwang moet wees nie. Dis 'n geweldige belangrike ding om te verstaan, is dat die gelofte was nie 'n militêre besluit nie. Dit was 'n geloofsantwoord. Maar omdat dit 'n geloofsantwoord is, moes daar ook vir gelowiges, die trekkers dan, die geleentheid wees om te sê, ons vereenselwig ons nie hiermee. En uiteindelik is na die 6 aande se huisgodsdiens vir hierdie reis van die Wasbank omgewing af Bloedrivier toe, is die saak telkens herhaal en uiteindelik weet ons almal daaraan deelgeneem. Uitgesluit 'n klomp van die agterryers en ander werkers wat daar was. En nou is die vraag uiteindelik, wat beteken dit dan nou vir ons? En hoe vorentoe? As die aflê van die belofte al in sy wortel 'n saak is nie van willekeur nie, maar van geloofsbeslissing vir individue, maar wat dan in die geloofsbeslissings meervoud kollektief 'n eenheid vorm in dit wat hulle oordra. Waar laat dit ons? En daarvoor so 2-3 punte voor ek uiteindelik uit Psalm 79 aantoon wat ek dink ons behoort te verstaan. En die eerste ding is dat ons net vra, wat het die voortrekkers onder hierdie gelofte verstaan? Dit is ontsaglik belangrik om te sê, beslis nie 'n kontrak sluiting nie. Dit gaan nie oor 'n handelsooreenkoms nie. Hierdie punt wat hulle dan inneem, dat dit nie 'n gelykwaardige ooreenkoms tussen twee partye is in die teologie baie goed beskryf in die vak om uitlaat oor die leer van die kerk, ken ons die term dat jy nooit in verhouding met God tree, om dan in die Latyn te gebruik, do ut des nie. Dit beteken in 'n verhouding waar ek gee sodat God sal teruggee. Daardie verhouding is dit eenvoudig nie vir die gelowige moontlik. En ons moet dit baie goed raak sien, dat in die nadere reformatie waarna ek verwys het, is hierdie ding baie goed uitsorteer. So die voortrekkers se gedagte met hierdie gelofte is op geen manier, ons gaan nou hierdie ding doen, gelofte aflei, en dan sal die Here ons gee dit wat ons beloof het. Daar is geen gelykwaardigheid in hulle verstaan van waarmee hulle besig is. God is nie hulle of ons gelyke vernoot nie. Amen. Dit moet ons altyd verstaan. En dit lei dan tot die tweede saak, en dit is verootmoediging. Deurgaans deur die gebeure van daardie week voor geloftedag, is die verootmoediging voor God in die aandgodsdienste vooropgestel. Miskien dat ek net myself vinnig onderbreek. Onthou nou, dit is 470 man na genoeg. So daar was nie een groeps aandgodsdienst nie. Pretorius en Silje het ouderlinge aangewys, daar was 4 waarvan hulle elkeen so 'n rol vertolk het, en Karel Landman was die ander naam. En hierdie ouens het elkeen met omtrent 100 mense dan nou apart aandgodsdienst gehou, selfde teks, selfde tema, selfde tipe bespreking, sodat die gesprek makliker kon vorder en sodat
almal geleentheid kon hê om hulle self te posisioneer in terme van hierdie gelofte wat afgelê is. Nou as ons dit verstaan, dan kan ons ook maklik begryp hoe die gees van verootmoediging baie diepgaande deel was van wat hier plaasgevind het. Verootmoediging, omdat hulle die ontsaglike moorde van Bloukrans en Noordspruit as trekkers telkens bly interpreteer het as 'n rigtingwysing indien nie 'n teregwysing nie deur God van hulle lewe en doen en laat. So van 9 tot 15 Desember is hierdie teks daagliks woordeliks herhaal. Is dieselfde inhoud onder hierdie nagenoeg 500 man dan gedeel. Telkens weet ons ook uit die opmerkings daarna is die vertrekpunt moenie dat ons in hierdie saak sondig nie. Vergewe ons skuld in Christus, wees met ons in wat ons hier doen, maar moenie dat dit 'n sonde teen u word. En dit is sprekend dat in beide hierdie gedagtes van ons leergelofte af, maar daar is verootmoediging terselfdertyd, het Psalm 130 en 79, wat ek nou vanoggend gebruik, 'n groot rol gespeel in die voortrekkers se nadenke oor wie hulle is en oor wie God is. In albei hierdie tekste is die idee van verootmoediging voor God geweldig sterk. Psalm 79 is daar 'n paar dinge wat ek dink vir ons vanoggend aandag verdien. Die eerste is dat daar baie aksent geplaas word op die vernietiging van die tempel in Jerusalem. Onthou nou, die tempel ter sprake is nou nog die tempel wat ingelei is deur Salomo. Ons lees dit in 1 Konings 8, waar Salomo ook in die gebed by die inwyding van die tempel pertinent sê, mag hierdie huis van u dien as 'n plek van aanbidding vir al die volke. Dis 'n ontsaglike belangrike teks om te verstaan in die werk van Israel, wat die opdrag om die lig vir die nasies te wees, telkens nie reg kry. So, teen die tyd het Psalm 179 ontstaan, het daar 2 massiewe goed al gebeur. In 722 voor Christus is die 10 stammeryk, die ouens met hulle setel rondom Samaria, wat dan bekend is in die Ou Testament as Israel of Efraim, is hulle nou reeds weggevoer deur die Assiriërs om nooit weer terug te keer nie. Die vernietiging van Israel het finaal plaasgevind en daardie 10 stamme is nooit weer terug. Dan vat dit so losweg 140 jaar en in 586 voor Christus val die 2 stammeryk Juda en Benjamin. Juda, die gebied waar in Jerusalem lê, die gebied wat tempel huisves in Jerusalem, tempel wat deur Salomo opgerig is, die deur hom geopen is, soos ek sê, om te dien as 'n versamelpunt vir die godsdiens van die wêreld. Daardie opdrag is nooit uitgevoer nie. En as die volk dan die tempel verloor en weggevoer word in ballingskap, dan is die teologiese impak daarvan op Juda ontsaglik. Dit beïnvloed alles wat daarna gebeur. Hulle gaan deur 'n goeie 70 jaar se absolute lyding en uiteindelik onder die figure Esra, Nehemia, Zerubbabel, die manne, word die tempel in Jerusalem weer herbou soos die volk Jerusalem, soos die stad Jerusalem in die periode 520 en nader na Christus. Nou, Psalm 79
dateer nou in hierdie tyd waarin die tempel verwoes voor hy herbou word. Dit herinner daaraan. En daarom is die invalshoek van die Psalm gefokus op 3 baie belangrike punte: verootmoediging, spot en lof. En dit meen ek is die goed wat ons as 3 hoofargumente uit Psalm 79 ook in ons nadenke en ons viering van geloftefees as gelowiges baie ernstig op te neem en die toekoms mee tegemoet tree. Nou hoe dit nou werk, is dat die psalmdigter sê, die tempel is verwoes. Dit beteken dat die straf van God, die oordeel oor hulle ongehoorsaamheid daarop uitgeloop het, vir hulle verstaan, dat die moontlikheid om God in Jerusalem te dien verby is of teruggetrek is, hoe ons nou ook al wil. En daarom, hier kom spot nou na vore. Daarom kan die volke om hulle nou sê, hulle God is dood, want hy kan nie eers sy eie tempel beskerm. En op grond daarvan vra hy en bid hy dan in die Psalm dat God tot sy eer weer vergewe. Dat God terwille van die eer van sy naam hulle sal red. Jy hoor nie wat doen die Psalm? Hy sê ons is skuldig. Maar nou het hierdie dinge gebeur. En u straf oor ons wat veroorsaak dat die ander ouens dink u leef nie meer. Asseblief red ons, sodat in die redding dit kan blyk dat u God is. En dit is met hierdie 3 perspektiewe, dink ek wat ons as gelowiges oor die vraag behoort ons betrokke te wees en enigstens by geloftefees wel kan antwoord. Nou, die skuldbelydenis waarvan ek gepraat het, sien ons baie spesifiek in vers 8. Moet tog nie die ongeregtighede van vorige geslagte op ons laat neerkom nie. Ontferm u tog gou oor ons, want ons kragte is gedaan. In hierdie wedloop breek die Psalm deur die bande en die boeie van 'n ou verstaan van God, daarin dat God altyd van geslag tot geslag straf. En hierdie idee moet nie die voriges se straf op ons laat neerkom nie, word baie definitief in Amos onder andere gewysig tot die idee dat elke ou vir sy eie skuld vir God verantwoordelik is. Hierdie verootmoediging, dink ek, word in ons samelewing min sigbaar. En ons kan maar 'n bietjie daarna oplet. Ons werk met 'n verskriklike vrolike geloof, 'n uiters positiewe beskouing van wie ons as gelowiges is. Ek hoor op straat met die ou 2 vingertjies daarmee saam die bykans lasterlike opmerking: jy weet dominee, ek en die Here is een, ons loop so. Dat ons in die genade van God, in die eenheid van die vergifnis van God, deur Jesus Christus se verdienste alleen lewe, is waar. Dit beteken nie God is ons maatjie, oor wie ons op sulke oppervlakkige wyse soms praat. Ek dink om te sê, ons vereenselwig ons met gelofte, is om te sê, ons kry 'n bepaalde beskeidenheid
in ons lewe voor die God wat die gang en die reg van volke red in sy hand het, wat uiteindelik in Jesus Christus se genade oordeel oor elke mens. Dit word krities dat ons vir mekaar sê, is ons in ons gemeenskapslewe as die wyeer gemeenskap van Middelburg, ons deel wat die hoogste plase by mekaar is geofferd, bereid om opofferend te dink oor wie ons is en oor wat ons doen. Is ons bereid om die offers te bring. Hier in die week spot een van my vriende 'n verskriklike ding raak. Deur te sê, hy wonder daarom hoe party van die laat-die-dae vrouens van Middelburg sal vaar as hulle Kalfvoet die Drakensberge moet oor. Ek wonder ook, as 'n obese middeljarige man, dit met my sal gaan. En ek dink ons moet maar net 'n bietjie die offers waartoe die voortrekkers bereid was, ook in perspektief bring met ons geloof voor God, wanneer ons tot geloftedag wend. Ek dink die voortrekkers se gees van verootmoediging en skuldbelydenis pas ook by ons, om uiteindelik saam met die dogmatiek van die 21ste eeu minstens net te sê, die genade van God sluit op die eind almal in vir wie Jesus Christus sterf. En dan so agter die kommapunt die woorde van ene Paulus, want deur hom het God die sonde van die wêreld met homself versoen. Geloftefees vra van ons 'n ordentlike spuurtjie nederigheid. En dan spot. Die fynste vorm van spot het ek nou bonings aangeraak. Wat in Israel se tyd aan die orde was om die werk van God te ontken. Gegee hulle situasie was hulle uitgelewer aan die natuurgodste om hulle die ding wat ons die beste ken as die Baal godsdienst. En vir die aanhangers van Baal en die ander Kanaanitiese godsdienste, die Zoroastrisme van Babel, waarmee hulle baie goed bekend was, juis op die ballingskap en dan die godsdienst van Egypte, is daar telkens 'n verhouding tussen die mens en die natuur. Ek gaan nie daarop uitwy nie, maar dit gaan oor die sikliese herhaling van somer, winter, lente, herfs en wat daarmee gepaard gaan ook in die produksie dan van gewasse en diere en so meer. Jy ken die goed. En wat belangrik is om raak te sien, is dat God vir Israel nooit 'n stamgod word nie. Want in hulle belydenis dat hy God is oor alles en almal, gaan hulle op die ou en die idee dat hy net vir ons sorg te bowe. En dit is geweldig belangrik, want as die ander volke red, dan sê maar, waar is julle God nou? Ook soos Psalm 115 begin. Dan beleef hulle dit as hierdie mense spot met God, want hulle sien raak dat God alles in stand hou en ook nie hulle moontlikheid tot lewe nie. Nou, hierdie idee lei dan telkens by die volk van God destyds tot 'n bepaalde moedeloosheid. Hulle moet nou God bly dien as die een wat in verhouding met hulle lewe en vir hulle wêreld oopsluit, maar hulle droogte. Nou F.A. Venter in die Koning se Wingerd beskryf dit uitstekend. Gaan lees geslag weer daardie boek,
om hierdie spanning wat in die gelowiges opbou, omdat hulle God nie sien werk nie, te leer verstaan. Nou presies daai moeilikheid kan ons in ons tyd hê. Ons kan baie maklik vir mekaar sê, maar ons sien nie die Here se werk nie. En die oomblik as ons dit sou doen, dan is ons baie naby daaraan om te spot. In die sin dat ons sê, maar die Here is dood. Ons sien hom nie werk nie. Wanneer ons dus ook luister na die kritisie uit die liberale omgewing, wat goed sê, die voortrekkers was gewapen en die Zulus was ongewapen, hulle het primitiewe wapens gehad. Die uitkoms van die slag het geen wyse te maak met God wat daar opgetree het nie. Julle hoef dit nie te glo nie. Hulle het reg gekom sonder God. So ons met daardie tipe van idees werk, het ons met die spot te doen waarmee Israel gekonfronteer is en wat die voortrekkers aanvoel. Ek dink in ons tyd is 'n gelowige antwoord dat die kerk van Christus sal sê, maar ons bely God se werk steeds in ons werklikheid. Nie net in geloftedag nie, maar ook elders in ons gemeentelike lewens, hoe ons dan ook al van mekaar mag verskil wat die kleinighede betref. En dan in die laaste instansie praat die Psalm oor die eer van God. Help ons, o God, ons redder, terwille van die eer van u naam. Red ons, vergewe ons sondes, tot die eer van u naam. Dis met die derde komponent. Eerste, kom ons verootmoedig weer. 2, erken die werk van God en vir my die spot wat gepaard gaan met ons kultuur van my is nie sigbaar en teenwoordig. En die derde dan, laat ons leef tot eer van God. Maar nou kom ons agter, om tot eer van God te leef, is steeds 'n gebed. Red ons, Here, tot die eer van u naam. Moet ons sondes nie toereken nie, tot die eer van u naam. Hoor u wat gebeur? Die gelofte vrou vra 'n verbondsverstaan, waarin gesê word, ons is hier in ons lewe. Ons doen wat ons kan, maar uiteindelik moet wat ons uitrig tot standpunt vir u aanneemlik wees. Laat wat ons doen tot u eer wees. Dit kom duidelik na vore in die belydenis. Red ons, Here, want ons is gedaan. Daar waar ons op ons eie aangegaan het, daar waar ons aangekarm het met eie insig en krag, loop dit dikwels op min uit. Ons laat dit daarby met die een opmerking. Om deel te wees van die gelofte volk is om altyd in te sien dat vir daardie 500 man op die walle van die Nkome bloedrivier soos hy vir ons altyd sal wees, is om raak te sien dat dit nie gaan oor 'n platante volkstrots of 'n ongebreidelde nasionalisme nie. Maar dat dit gaan oor 'n diep verstaan van wie God is. En oor die na vore tree daarvan in 'n baie spesifieke uitdrukking. Laat wat ons doen vir u aanneemlik wees. En as dit is, en hierdie onderneming slag, dan sal ons u daarvoor eer gee. Hierdie perspektief
in die geloof is 'n baie enkelvoudige perspektief. Ons kry dit in eintlik 'n kleinere gedeeltjie van die Calvinisme so goed verwoord. Die Skotte het dit, hulle het die gelofte op 'n keer afgelê. Ons lees in die geskiedenis van nog een of twee ander, waaronder die gelofte van die Rehoboth mense daar suid van Windhoek. Telkens waar God verstaan word as die gewer van wat is die antwoord eenvoudig 'n belydenis. Ons jammer, ons verstaan nie hoeveel die gee nie. Die vermyding van spot. Here, ons weet iets besig. Al sien ons dit nie raak nie. En die lof wat aan hom gegee word, mag wat ons doen vir u goed wees. Maar vergewe ons tekortkominge, sodat u eer daardeur gedien word. Amen. Broers en susters, kom ons bid saam en dan sluit ons af met die sin van Psalm 577, waarna ons bly staan vir die uitspreek van die seën. Here ons God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons dank U dat ons by mekaar kan wees as gelowiges. Baie dankie dat ons gevoed kan word uit U woord met dieselfde tekste, dieselfde woorde, wat 190 jaar gelede so 'n ingrypende invloed gehad het op wie ons is. Dit is so, Here, alleen omdat U Gees U kerk lei, omdat U Gees U woord heilig, waar dit verkondig word. En dit is waarvoor ons bid, dat ons elkeen in die gemeente waar ons tuis is, met groot erns sal voortgaan daarmee om U kinders te wees. Behoed ons daarin, sodat ons die goeie tot eer van U naam sal doen. Staan ons daarin by, sodat die werk van U Gees ons sal bemagtig, krag, kundigheid sal vervul, sodat ander ook kan sien U lewe deur die werk van nietige, swak, sonderbare mense. Ons dank U, Here, vir hierdie fees. Ons dank U vir hierdie gemeenskap. Ons dank U vir manne en vroue wat hier en elders besig is om te dink oor wie ons is, om hierdie dag ons te laat by mekaar kom, sodat ons in dankbaarheid vreugdevol met mekaar mag lewe. Ons dank U vir alles wat tot hiertoe gebeur het, dat daar geen ongevalle was nie, dat alles net goed en reg en mooi was. En ons bid dat U dit vir jare vorentoe steeds so aan ons sal bewys. En wanneer ons net nou maar aansit aan tafel, seën ook daar die gawes wat U skenk, sodat ons met die krag daaruit mag lewe tot U eer. Here ons God, U het in Jesus Christus mens geword. U het die lyding van die aardse lewe deurleef in U Seun. Daar is in U genade
die grenslose ontferming dat U ons dood met ons deel. En daarom word U gedien. Want ons dank U dat ons mag deel in die lewe van Jesus Christus. Soos al U kinders oor die hele aarde. Ons bid U hierdie dinge in sy naam alleen. Amen. Broers en susters, ons sing saam, as God saam is, Psalm 577. Nou, terwyl James na vore kom, ek kom agter 577 word min gesing. Nou, in die Engelse liedboek is dit een van die bereidings van Psalm 23. So professor Elsbeth Klopper sê, met hierdie liedboek Psalm 23 bereid na hierdie melodie toe die Clement, wat U baie goed ken. Ons sing die hele Psalm, ook as 'n lied wat ons rig op die toekoms. Dit is die wysie dan van Ek sien 'n nuwe hemel. 577, Psalm 23. Kom ons sing dit saam. Die Here my harte sorg vir my, hy laat my rustig bly, langs waters waar daar vrede is, sal hy my veilig lei. Die Here sal U seën en U beskerm. Die Here sal tot U redding verskyn en U genadig wees. Die Here sal U gebede verhoor en aan U vrede gee. Amen.